Goeiemôre broers en susters, kinders, almal wat ingeskakel is by vanoggend se erediens. Kom ons begin vanoggend se erediens met die voorsang en dan begin ons met lied 506. Lied 506, daarvan sing ons vers 1, 2 en 3. Ons volgende lied is lied 542, lied 542, daarvan sing ons vers 1 en vers 2. Ons volgende lied wat ons sing is lied 146. Lied 146, daarvan sing ons vers 1 en vers 6. Oh
Ons volgende lied is Vonk 77, daarvan sing ons al 3 die versies. Kom ons sluit vanoggend se voorsang af met Getuig, getuig. Amen.
Baie dankie Annette en Lorraine wat vanoggend agter die orgel is. Lorraine staan vir ons in vir Tannie Beulah vandag. Dankie daarvoor vir jou moeite om hier te kan wees. Ons waardeer jou. Dankie vir jou spel ook vanoggend. Dankie Cornel en Johan daar agter. Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre ook aan die kinders wat hier is en vir julle wat inskakel op Facebook of by die televisie. Julle is almal baie welkom. Mag julle vanmôre beleef dat die Here hier is. Mag julle groei in julle geloof. Mag julle hom beter leer ken en mag julle gedagtes verander, sodat ons as nuwe mense vandag ook hier kan uitstap. Julle is baie welkom. Ek sien hier is so 'n paar besoekers, as al mense is wat wil inskakel by die gemeente, julle is ook baie welkom. Julle kan sommer na afloop van die diens daar by die kerkkantoor, dis daar agter by die deure deur, kan julle net meer inligting kry. Ek sien Derrick is ook terug van vakansie af. Hulle lyk sommer moeg vakansie gehou. Broers en susters, ek gaan ook nou maar daai ding probeer. Ek hoor die ouens sê vakansie is lekker. So ek gaan dit ook uittoets. Ek en Elise ry nou vanmiddag bietjie af. Ons gaan so Weskus aftoer. So julle moet ons verskoon vir die volgende 4 weke. Gaan ons bietjie weggaan. Ja, julle kan maar fluit. Ek hoor by die mense, hulle is vreeslik opgewonde dat ons bietjie weggaan. So ek aanvaar dis omdat julle ons die rus gun. En nie dat julle bly is dat ons bietjie weggaan, dat julle ander preke ook kan hoor nie. Maar baie dankie dat ons bietjie kan wegwees, as daar krisisse is of dinge, bel asseblief vir Daggie. Hy is beskikbaar, hy is aan die gang, hy het 'n lekker rustyd gehad, so hy is weer lus vir werk. Uit die aard van die saak vat ek vir Elise saam, so sy gaan die kerk se foon, sy nommer los hy hierso in die kantoor, Erika sal dit beman, as julle enigiets hier vir die kantoor nodig het, kan julle op die kerk se nommer skakel, Erika sal daar wees om dit te hanteer. Broers en susters, vanmiddag is al wijksbijeenkomste. As u nog nie iets van die kerkraadslid af gehoor het nie, glo ek, hulle sal vir u binnekort laat weet ook wanneer u geleentheid is. Vanmiddag is daar by die aftreeoorte geleentheid, weet ek dink 3 of 3:15, julle is laat weet daarvan, en dan wyke 1 tot 7, se geleentheid word ook nou so deur die week aangebied, julle sal op julle groepe ook kon gesien het van dit. Dit beteken dan ook kinders, dat daar nie vanmiddag JKJA is en SKJA, 4 en 5 nie, as gevolg van die wijksbijeenkomste, maar volgende Sondag gaan ons weer aan met dit. Ons vra julle voorbereiding, julle sou op die skerm voor die tyd kon gesien het van die persone wat siek is en vir wie ons voorbereiding vra. Dankie vir die getroue gebede ook. Jy sal dit op die WhatsApp groepe ook kon gesien het. Ons dink ook aan Lida van Daggie. Lida het 'n oogoperasie gehad, eintlik al 'n hele rukkie terug, terwyl hulle sou weggegaan het met vakansie, so hulle kon toe nou nie weggaan in daai tyd nie, en sy is die afgelope week weer geopereer. So ons bid vir Lida in hierdie tyd, Daggie vir julle as gesin ook, en ons glo dat die Here ook sal ingryp daar, en sal genesing bring. En dan 'n naam wat nou nie verskyn nie, is vir Tian Victor, waar het julle nou gaan sit, Moelman. Ons dink aan julle Tian se seun, Moelman hulle se seun, Tian is dominee daar op Heilbron, en hy is al die afgelope maand wat hy siek is, en wat hulle sukkel om te diagnoseer, en weet nie hoe om te behandel nie. So ons dink aan julle in hierdie tyd, en aan Tian ook, sê asseblief vir hom, ons gebede is saam met hom. Dan broers en susters, wil ek net vra, as daar dalk iemand is wat kan help, as 'n versorger, so elke tweede naweek, van die Vrydag tot die Sondag, as daar van julle is wat bereid is om so iets te doen, en voel jy is opgewasse, dit is vir 'n ou dame in die aftreeoord, sy is nie bedleend nie, sy het net iemand nodig, 'n bietjie toesig te hou, vir haar pille te gee op die regte tyd en so aan, net om vir die versorger wat daar huidiglik is, elke tweede naweek bietjie af te gee. So as julle kan help, bel asseblief vir Daggie, hy sal vir julle meer inligting kan gee daar rondom. En as een van julle dalk 'n dubbelbed matras het, wat daar by die huis rond staan, wat julle nie gebruik nie, laat weet ook asseblief vir Daggie, ons het benodig een net vir een van die gemeentelede, asseblief. Daar's 'n getuieniscommissievergadering ook na afloop van die diens, sommer hierso in die kerkraadsbanke, as julle daarby wil inskakel, asseblief, kom sommer net na afloop van die diens, dan kan julle daar inval. Dan, die res van die weekse program is maar soos gewoonlik, julle is baie welkom by enige van die aksies, ons sê net geluk vir almal wat hierdie week verjaar, Tannie Beulah, ons oralis, wat nou nie vandag is nie, glo ek kuier bietjie saam met haar familie, sy verjaar Dinsdag, en dan verjaar oom Alex Daniel Woensdag, hy word 89, so ons sê vir hom geluk, ons sê vir die ander mense wat hierdie week verjaar geluk, ek dink amper nie, hulle is hierson nie,
Sari, is Sari hier, so nie, ek mis vir Sari. Ons sê vir almal wat hierdie week verjaar, baie geluk. Dan wil ons net afkondig ook die bewys van lidmaatskap wat ons gekry het van die AP Kerk, Reinou en Liske Boshoff, daar in wijk 28, saam met hulle 2 kinders, en dan Skalk en Jolanda van 'n Merwe, hulle kom van Beinsvlei af, in Bloemfontein saam met hulle Sunay. Ons sê vir hulle, welkom in ons gemeente, en mag julle ook welkom voel, en mag julle gawes ook uitleef hierso. Dan moet ek afkondig ook van die kerkraadslede wat gekies is op Valentynsdag by die kerkraadsvergadering as ouderlinge Pieter Leroux, Renier Roots, Chris Janneke, Denise Els en Henno Malan, en as die Hakens, Hanlie Jacobs, Tertius de Pre, Orpa van Rooyen, Attilia Breitenbach en Johan Klaas, en ons bid ook vir hierdie lidmate die Here sy leiding toe in hulle besluitneming. En dan die laaste, beloof ek, volgende Sondag is daar gemeenteete. As julle wil kom saamkuier, julle is baie welkom, het gaan 'n lekker saamkuier geleentheid wees. Jy bring jou eie drinkgoed en eetgerei saam. Ons gaan lekker pap en sous gee en wors en slaai en broodjies en roomys. So dit gaan 'n lekker saamkuier geleentheid wees volgende Sondag na afloop van die diens rond na katedese, dan gaan ons begin saamkuier. Julle kan sommer net op die wykse groep laat weet hoeveel mense kom, dat ons net kan weet vir hoeveel mense om voor te berei. Baie dankie, ek hoop ek het alles gesê, dankie vir julle aandag daarmee. Dis belangrik dat ons maar net almal inlig ook oor alles wat gebeur by die gemeente. Ons is hier om in die Here se teenwoordigheid te wees, so kom ons word stil en dan bid ons ook tot die Here. Here, alles begin en eindig by U. Die Bybel beskryf U as die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En ons erken ook vanmôre dat U die begin en die einde van ons lewens is. U gee lewe en U neem lewe. U is ook die begin en die einde van alles wat in ons lewens gebeur, ook van hierdie diens. En daarom bid ons dat alles wat vandag hier gesê en gebid en gesing en gepreek word, dat dit ook sal wees tot eer van die naam. Want aan U alleen kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liewe kinders, ouers, oupas, oumas, almal wat inskakel, die Here is hier en daarom kan ek julle groet met sy genade. Dit beteken sy goedheid wat ons nie verdien nie en sy vrede. Kom ons staan op en dan sing ons lied 200 saam, vers 1 en vers 3. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Vers 1 en 3 van lied 200. Liewe gemeente, erediens is 'n ontmoeting met die Here. En as ons in 'n ontmoeting met enigiemand is, met 'n ander persoon of met die Here, dan beteken dit dis 'n
Dis 'n gesprek tussen twee mense. So dis hoekom ek die erediens begin, waar ons as mense erken, dat die Here God is, dat ons afhanklik is van hom, en dat ons hier is vir hom, en dan in 'n reaksie daarop, groet die Here ons, ek is maar sy verteenwoordiger, om te sê genade en vrede vir julle, en dan praat ons weer met die Here, deur vir hom 'n loflied te sing, en dan is die Here nou weer aan die woord, as hy vir ons sy riglyne gee oor hoe om te lewe. En kinders, wie van julle kan vir my sê, waar staan God se reëls vir ons oor hoe om te lewe? Waar in die Bybel staan dit? Exodus, hoeveel? 20. Exodus 20. En ek wil hê, julle as kinders moet ons vandag gou weer help, vir ons as ouers, dat ons onthou wat God se reëls is, vir ons as gelowiges, hoe ons moet lewe. So daarom wil ek vra, dat julle vir my sal help, wat is die eerste wet, wat die Here vir ons in die 10 gebooie gegee het? Help my gou, wat is die eerste wet? Een van julle stryddompies kan sê. Ek is die Here jou God, daar is net een God, né? Daar is net een God, dis hoekom ons nommer 1 het, daar is net een God. Wat sê die tweede gebod? Boesie, jy moet bid, né? En ons moet die Here op die regte manier aanbid. Ons mag nie van die Here 'n afbeelding maak van wie hy nie is nie. Die Here is nie Kersvader wat vir ons net moet gee, dit wat ons wil hê nie. Ons aanbid hom op die regte manier. Die derde gebod. Kom ons kyk. Jan, wil jy raai? Ons moet nie lelik praat nie, né? Hy kom bietjie later ook, snel. Ons moet nie die Here se naam misbruik nie, né? Dis hoekom daar so zippie voor is. Ons moet mooi dink voordat ons oor die Here praat. Ons mag nie sy naam uitelik gebruik nie, sê die Bybel. Ons moet nie sy naam misbruik nie. Die vierde gebod. Kom ons kyk, is daar nog? Ek gaan julle nou weer 'n kans gee, as daar een van julle ander wat wil probeer. Kom ons hoor daar agter. Ons moet kerk toe gaan, hè? Dis kom ons hierso is vandag. Op 'n Sondag gaan ons kerk toe. Daar's een dag in die week wat uitgesit is. Eintlik gee ons elke dag van die week vir die Here, maar een spesiale dag waarop ons rus van dit waarmee ons gewoonlik besig is en ons kom kerk toe. Kerk is belangrik. Dis deel van ons lewens. Ek dink is 'n gewoonte wat ons die afgelope tyd bietjie afgeleer het, wat belangrik is dat ons weer in die gewoonte inkom. Een dag 'n week gee ons vir die Here en ons kom kerk toe. Dit is die een tafel van die wet, né? Julle onthou daar's 2 dele. Die een tafel gaan oor ons liefde vir God. Dis wat die Here Jesus ons kom leer het. Hierdie eerste 4 gebooie gaan oor ons liefde vir God. En die volgende 6 gaan oor ons liefde vir ons medemens. So kom ons hoor, wat sê 5de gebod? Daar agter. Eer jou vader en jou moeder, nee, ons moet respek hê vir gesag. Ons ouers is oor ons aangestel, kinders. Die Here het gesê ons moet vir hulle respek hê. Eer jou vader en jou moeder. Die 6de gebod. Jy mag nie moord pleeg nie. Het jy al moord gepleeg? Gelukkig nie, nee. Ek dink partykeer wil mens al moord gepleeg het, nee. Gelukkig sit mamma se masker toe, mens kan nie haar gesig sien nie. Partykeer voel ons wil moord pleeg, ons is so kwaad vir mense. En partykeer sê ons met ons monde dinge wat ander mense seermaak. Partykeer met ons houdings teenoor ander mense maak ons hulle eintlik dood. Die Here sê ons moenie mense doodmaak nie, ons mag nie moord pleeg nie. Die 7de gebod. Wie wil raai? Wie wil raai? Bush? Liefde is vir jou familie, né? Verseker, en spesifiek tussen pappa en mamma, né? Man en vrou, ons moet lief wees vir mekaar. En hierdie gebod gaan oor veel meer as net egskeiding. Dit gaan oor die manier wat ons in 'n verhouding met mekaar lewe, né? Baie keer bly 2 mense getroud, maar hulle beklei soos kat en hond. Hulle respekteer mekaar nie in 'n huwelik nie. 'n Huwelik is vir ons deur God gegee, waarin ons mekaar opbou, waarin ons mekaar inspireer en waarin ons mekaar motiveer. Respekteer die huwelik. Die 8ste gebod. As kalm daai. Roep enigiemand, kan sommer uitroep. Erik, enigiemand. Jy moenie steel nie. Ons mag nie steel nie, né? Ons moet tevrede wees met wat die Here vir ons gegee het. Die 9de gebod. Ons mag nie jok nie, né? Ons moet die waarheid vertel. By die huis, by die skool,
ouers by die werk, met ons kinders, met ons vriende, met SARS, oral waar ons rond beweeg, nee, moet ons eerlik wees. Die 10de gebod. Yes. Ons mag nie begeer nie, nee. Baie dank, Gerard, nee. Ons moet tevrede wees met wat ons het. Ons moet tevrede wees met wat die Here vir ons gegee het. Ons moet nie heeltyd dink iemand anders se goed is beter en mooier en ons wil dit nie hê nie. Dis die Here se reëls wat hy vir ons gegee het. Broers en susters, kinders, dis die Here se manier wat hy vir ons gesê het hoe ons moet lewe, en as ons so lewe, dan volg ons in sy voetspore. Dan gaan ons gelukkig wees, dan gaan ons die Here se naam eer met alles wat ons doen. Dis die Here wat dit vir ons gesê het, in antwoord daarop, gaan ons vir die Here 'n lied sing. En ons gaan so bly sit, en ons sing die lied van genade saam, die lied van die verlore seun, waarin ons vir die Here sê dat ons dwaal baie keer weg. Ons oortree baie keer sy reëls, maar ons weet hy is 'n Vader wat vir ons terug verwelkom en wat vir ons genade gee. So kom ons bly so sit, ons sing lied 510, genade onbeskryflik groot, het u aan my bewys. Ons sing al 4 verse terwyl ons so bly sit. Ons gaan nou ons geloof bely, en as ons geloof bely, dan sê ons onder andere, ons glo in die vergewing van sondes, en mag julle dit beleef ook, dat as julle sondes bely, dit wat ons verkeerd doen, dat die Here ons vergewe, en dat hy ons sondes afskryf. Ek wil vra, julle kan net so bly sit, ek sal vir ons voorgaan, ons bely ons geloof, julle kan dit in die hart saam sê, ek sal vir ons voorgaan daarmee. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes. Ek glo in die opstanding van die vlees. En ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Liewe gemeente, ons gaan vanmôre saam lees uit Romeine hoofstuk 12. As jy 'n Bybel hier het, dan kan jy dit oopmaak. Ek sal vir jy op die skerm ook wys die woorde. Romeine hoofstuk 12, kom ons doen net eers 'n gebed saam. Here, U sien dwars deur my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U is met al my gedagtes baie goed bekend. Ons kan nêrens heen gaan waar U nie is nie. Ons weet U is hier in die kerk, maar U is ook by die huis, by die skool, by die werksplek, by die winkel, as ons in die kar ry, as ons op die sportveld is, as ons in die tuin loop, as ons in die lande is. U is oral teenwoordig. En ons kan eintlik niks vir U wegsteek nie. En daarom hoef ons vanoggend eintlik nie eers woorde te gebruik as ons bid nie, want U weet alles van ons af. U weet ook wat ons nodig het, waarmee ons gedagtes besig is, dinge waaroor ons bekommerd is in die week wat voorlê, dinge wat gebeur het die afgelope week, dinge wat die afgelope jaar gebeur het, wat vir ons uitdagings was. U weet ook, Here, wat ons opgewonde maak, en wat vir ons lekker is in die lewe, en wat ons waardeer en wat ons geniet. Here, dankie dat ons vir U niks hoef weg te steek nie. En ten spyte daarvan dat U alles van ons af weet, is U nog steeds ongelooflik lief vir ons. Dankie, Here, dat ons die versekering het, dat U 'n lewenspad saam met ons loop, dat U ons nooit alleen sal los nie. Dankie, Here, dat U met ons praat, somtyds in die natuur, somtyds deur 'n lied wat ons hoor, somtyds deur dinge wat iemand anders sê of doen, somtyds deur iets wat in ons lewens gebeur, maar bovenal, Here, deur dit wat ons in die Bybel lees. In die Bybel leer ons wie U is. En ons leer van die grootheid, en ons leer van die genade, en ons leer van die liefde, ons leer van U vergifnis, en dat U ons U kinders wil maak. En vandag gaan ons weer leer uit die Bybel uit. En ons is opgewonde om die Bybel te lees, want ons wil graag leer, en ons wil groei. Ons wil nie in ons geestelike lewens, Here, soos 'n babatjie bly nie. Ons wil sterker word, ons wil meer en meer kan doen. Ons wil nader en nader aan U groei, om ook so die mens te wees wat U wil hê ons moet wees. En daarom vra ons, Here, as ons die Bybel saam lees, dat U ook daarin met ons sal praat, dat ons sal hoor wat die boodskap is, wat U vir elkeen van ons het, en dat ons positief daarop sal reageer, om ook so U koninkryk verder uit te brei, sodat ons sterker sal word in ons geloof en in ons hoop, dat ons ook sal weet hoe dit is om aan U vas te hou. Praat met ons, Here, ons as U kinders luister graag. Amen. Goed, Romeine hoofstuk 12, daar vers 1, en nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters en kinders natuurlik, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God, as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ek gaan net vir ons tot sover lees, julle ken dit waarskynlik baie goed,
Ek wil gou by die kinders hoor, is daar een van julle wat van appels hou? Ek het nou nie vanoggend sjokolade gebring nie. Maar is daar 'n paar van julle wat 'n appel hier voor wil kom haal? Ek het 'n hele paar, so julle kan maar vorentoe kom. Die eerste 10 wat kom, kan 'n appel kry. Is hom gesonder as chocolates, nee. Erik, staan net eers hier so by my, hoor? Okay, ek dink ons is nou genoeg. Daar is sy. Ek hoop julle almal kan kry. Kom ons deel so uit. Julle gaan nou nie hartseer wees as julle uitmis nie, nee. Julle ander kan vir my help vra antwoord. Leon. Bly eers hier so staan, Leon, hoor? Skus julle. Ek sal volgende keer gaan ek vir julle ekstra gee. Sê net gou-gou vir my, as ek vir julle sê, is hy aan. As ek vir julle sal sê, dat hierdie is 'n baie spesiale appel, het julle kyk hoe lyk 'n appels. Wat gaan julle vir my sê, as ek vir julle sê, dat hierdie appel het aan 'n piesangboom gegroei? Is dit nie waar nie? Dink julle die dominee sal vir julle jok? Hierdie appels is baie spesiaal, want dit het aan 'n piesangboom gegroei. So nou glo julle my. Dit kan mos nie wees nie, nê? Dink julle nie 'n appel kan aan 'n piesangboom groei nie? Nee, verseker kan 'n appel nie aan 'n piesangboom groei nie. Right, julle kan gaan sit, ek skuld vir julle elkeen volgende keer 'n appel, hoor? Julle wat uitgemis het. Die appel kan nie aan 'n piesangboom groei nie. Dit is so maklik soos dit, selfs die kinders weet dit. Ouers en ons behoort dit ook te weet. En weet julle wat, kinders en groot mense en oupas en oumas? Die Here Jesus het dit mos ook vir ons gesê. Die Here Jesus het vir ons gesê dat 'n mens kry nie 'n appel aan 'n vyeboom nie, of aan 'n piesangboom for that matter nie. En daarmee het hy probeer sê dat as ons gelowiges is, dan moet ons die vrugte dra van gelowige mense. Nee, as ons sê ons is 'n appelboom, dan moet ons lewens appels wys. As ons lewens iets anders wys, dan sê die mense julle is besig om te jok. Nee, ons moet in die manier waarop ons optree, moet mense kan herken wat se tipe boom ons is. Verstaan julle dit, kinders? Nee. Is 'n mooi beeld wat Jesus eintlik gebruik het om te sê dit wat ons doen, sê vir die mense wie ons is. Ons moet die vrug dra van wie ons is. In Openbaring word daar ook so 'n beeld gebruik. Aan die een kant negatief, as daar staan die bose, die dier, se kinders het ook tekens dat hulle aan hom behoort. Mens sien dit as tekens op hulle hande. Wat sou dit beteken? In die manier waarop hulle optree, kan mense sê, maar hierdie persone behoort aan die bose. As hulle nie vir God respekteer nie, as hulle nie hulle naaste liefhet nie, as hulle steel al hierdie 10 gebooie wat ons gelees het, nê? As hulle steel en egbreek pleeg en moord pleeg en jok en al die lelike dinge, dan sien ons die tekens op hulle hande, hulle behoort aan die dier. En daar word gepraat van 'n teken op hulle voorkoppe ook. Nou lees ons in die Bybel die positiewe kant ook daarvan, dat die lam van God, se kinders, het ook tekens. Ons lees daarvan in Deuteronomium 6, dat daar staan, dat ons as ouers moet die kinders leer, die Here is die enigste God. En dan staan daar, ons moet dit by hulle inprent, as hulle by die deur inkom, as hulle by die deur uitgaan. En dit moet 'n merkteken wees op hulle hande, en dit moet 'n teken wees op hulle voorkoppe. Nou uit die aard van die saak, verstaan julle nou die teken op die hande, nê? Dis die manier waarop ons optree. Kan mense sien of ons aan die Here behoort en of ons aan die bose behoort. Maar wat sou die teken op ons koppe wees? Wat sou dit beteken? Die teken op ons kop sê, julle gedagtes, julle denke, die manier waarop julle dink, moet ook vir die mense aanduiding kan gee aan wie julle behoort. Sê die manier waarop ons dink vir ander mense dat ons aan die Here behoort, dat ons God se kinders is. 'n Mens sien daai teken in 'n mens se lewe raak, in jou dade en in jou denke. So ek wil hê ons moet vanmôre 'n bietjie saam dink oor hoe behoort 'n mens as gelowige te dink? Hoe behoort jou as gelowige se denke te wees? En sê die Bybel vir ons enige iets daar rondom? Die Bybel sê vir ons baie oor hoe ons moet optree, ons weet mos. Ons het die 10 gebooie, ons het klomp ander reëls,
Die Here Jesus het vir ons kom wys en kom sê hoe ons dade moet lyk, hoe ons moet optree, maar in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, staan daar dat God ons denke kan verander, sodat ons ook 'n ander tipe mens kan wees. Daar staan in hierdie gedeelte, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle vernuwe, of verander, deur julle denke te vernuwe, so ons hele menswees kan verander, as ons denke vernuwe, as ons op 'n ander manier dink, en dan sê dit verder, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, en aanneemlik, en volmaak is. Net so terloops, oor ons breine, ek onthou lang terug toe ek geswat het, as ons in die sielkunde klas vertel, van 'n persoon wat hulle onder hipnose gesit het. Julle weet ons nou wat is hipnose. En die sielkundige het die persoon toe wat gehipnotiseer is, vir hom gesê, ek hou 'n sigaret in my hand vas, maar hy het eintlik 'n pen in sy hand vasgehou. En hy het vir die persoon wat onder hipnose was gesê, hierdie sigaret wat ek in my hand vashou, gaan ek hiermee brand. En hy het die pen op die persoon se hand gedruk. En daar het 'n brandplek op die persoon se hand ontstaan van die pen. Die bewys dat 'n mens se brein is so kragtig, dit kan jou fisiese toestand verander. En ek is nou nie 'n neuroloog nie, is baie slimmer mense hier, so ek ken maar net die Bybel so bietjie. Maar ek dink daar's hordes bewyse dat 'n mens se denke, jou brein, jou fisiese toestand beïnvloed. Mense dink hulle self partykeer siek. Daar's goeters opgeteken wat 'n dokter vir verkeerde persoon gesê het, jy's met hierdie siekte gediagnoseer. En dan voel die persoon sommer siek. Fisies word ons beïnvloed deur die manier waarop ons dink. Maar die Bybel praat daarvan, dat God ons menswees kan verander, deur ons denke te vernuwe. As ons aan die Here behoort, dan behoort nie net ons hart aan hom, of ons lyf aan hom nie, maar ook ons denke, die manier waarop ons dink. So ek het gedink, ons kan vanmôre praat oor 'n klomp maniere waarop gelowiges dink, in teenstelling met hoe ongelowiges dink. En die eerste een is, hoe dink 'n gelowige oor die dood? Ons almal word deur die dood geraak. As daar nou een ding is wat vas en seker is dat almal van ons deur die dood geraak word. En baie van julle is dalk die afgelope jaar of 2 ook deur iemand naby aan jou deur die dood geraak. Of kinders, julle weet dalk van oupa of ouma wat oorlede is, né? Ons word beïnvloed deur die dood. Vir gelowiges is die dood die einde. Vir ongelowiges, ekskuus. Vir ongelowiges is die dood die einde. Die dag as jy asem uitblaas en sê hulle, dis dit. Dis verby, dis klaar. Maar vir die gelowige is die dood die begin. Dis die begin van 'n nuwe lewe. Vir die gelowige is die dood eintlik iets om na uit te sien. Dis nie iets waarvoor ons hoef bang te wees nie, want ons lees mos in die Bybel oor die dood, en oor Jesus wat die dood oorwin het, en oor die blyplek waar ons gaan bly as ons hierdie aarde verlaat. Daar in 2 Korintiërs 5 staan daar, ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Broers en susters, ons kan mos nie dieselfde dink oor die dood as ongelowiges nie. Ons weet mos is iets waarvoor ons mik. Ons weet mos is iets waarvoor ons nie hoef bang te wees nie, waarvoor ons weg te hardloop nie, want die Here het die dood oorwin. Ons weet mos dat ons goeie herder lei ons deur die dal van die doodskade weer. Ons kom veilig aan die ander kant uit. Ons dink anders as ongelowiges oor die dood. Nog iets waaroor gelowiges dalk anders dink, is oor ander mense. Gelowiges dink anders oor ander mense. Vir ongelowiges is ander mense baie maal, ek sê nie altyd nie, maar baie maal, iemand om te gebruik, solank dit vir my voordelig is. Solank ek iets uit 'n ander persoon uit kan kry, in terme van werk dalk, of in terme van my sosiale status wat gaan verander, of in terme van iets wat hulle vir my kan beteken, dan is iemand anders belangrik vir my. Gelowiges behoort anders te dink oor ander mense.
Ek herinner myself aan daai tweede deel van die 10 gebooie wat gaan oor ons liefde vir ons medemens. Alles wat ons in die lewe doen, moet gaan daaroor dat ons ons medemens moet lief hê. Gelowiges dink anders oor ander mense. Hulle is ook deur die Here gemaak, soos wat jy en ek deur die Here gemaak is. Of hulle anders dink as jy, of hulle anders lyk as jy, of hulle anders optree as jy. Dis ook mense wat deur God gemaak is. 'n Gelowige se denke behoort te verander, sodat ons ander mense deur God se oë kan sien. Daar in 1 Johannes 3 staan daar, wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Gelowiges behoort verby ons verskille met ander mense te kan sien, en ander mense te kan raak sien, of hulle gelowig is of nie, as mense wat deur God geskep is. Gelowiges dink anders oor ander mense. Hoe dink 'n gelowige oor hom of haarself? Hoe dink ons oor wie ons is? 'n Gelowige dink oor hom of haarself as die toppunt van God se skepping. En dit beteken nie ons ondersteun 'n selfie-kultuur wat ons heeltyd van onsself foto's neem omdat ons in die toppunt van God se skepping is nie. Dit beteken 'n gelowige weet my waarde lê nie in my werk of in my blyplek of in my vriendekring of in die kar wat ek ry nie. My waarde lê daarin dat God my gemaak het. Dat God elkeen van ons uniek gemaak het en spesiaal gemaak het en gemaak het soos wat hy wil hê ons moet wees. Daar in Psalm 8 staan daar: U het die mens net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp. En dan gaan dit aan oor die skepping wat geskep is en aan ons onderwerp is. Ons is nie spesiaal, broer en suster, kinders, omdat jy oud of jonk is, en of jy ryk of arm is nie, of wat ook al ons dink belangrik kan wees nie. Ons is spesiaal omdat God ons gemaak het, omdat God elkeen van ons spesiaal gemaak het. Ons dink nie aan onsself in terme van wêreldse woorde nie. Gelowiges dink aan hulle self in goddelike terme. Ek is God se kind. Ek is 'n vrygespreekte, ek is 'n koningskind, ek is 'n geliefde van God. Dis wie ons is, dis wat ons identiteit bepaal, dis wat maak dat ons spesiaal is. Hoe dink 'n gelowige oor geld? Hoe dink jy oor geld? 'n Gelowige behoort anders as wêreldse mense oor geld te dink, oor besittings. Die Here Jesus het baie oor geld gepraat. Ons kram altyd weg daarvan om in die kerk oor geld te praat, want mense sê dis die NG Kerk en ons moet net altyd gee en gee en gee vir die kerk. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die manier waarop ons dink oor geld. Geld het in vandag se wêreld so belangrik geword. Dit word gekoppel aan jou status en aan jou waarde. In God se oë is geld baie min belangrik. Ons lees daar in Matteus 6 vers 20 en 21: Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Liewe pa en ma, waar is jou skat? Waarmee jy jou hele lewe besig? Is dit om meer en meer in te samel? Hoe dink jy oor geld? Hoe leer jy jou kinders oor geld? Hoe bid jy oor geld? Seker een van die mooiste gebede in die Bybel is dit wat ons kry daar in Spreuke 30 vers 7 tot 9. Daar staan net 2 dinge, vra ek van u, moet dit tog nie vir my weier nie, en daarna kan ek sterf. Moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie, en moet my nie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en u verloon en sê, wie is die Here nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. Ek dink ons bid maklik die eerste gedeelte om te sê, Here, moet my asseblief nie arm maak nie. En arm is eintlik maar baie relatief.
Maar het jy al ooit gebid vir die Here gesê, Here moet my asseblief nie ryk maak nie. Ek wil nie ryk wees nie, want ek is bang as ek ryk is, vergeet ek van die Here. Hoe dink ons oor geld? Die 5de punt, hoe dink ons as gelowiges oor werk? Werk is nie net 'n manier om geld in te samel nie. Is nie net 'n manier om kos op die tafel te sit nie. Is nie net 'n manier waarop ons vir die kinders sorg nie. Werk is ook 'n plek waar ek vir ander mense hoop kan bring. Waar ander mense in my lewe kan sien iets van die Here in my dade en in my gedagtes. Ander mense kan in my lewe iets van die Here leer en hoop kry vir hulle lewe. Die werk is nie net 'n plek waar ek moet geld kry nie. Die werk is 'n plek waar ander gedien kan word. Wie van julle het al gedink julle werk soos 'n slaaf? Ek hoor dit by party mense. As jy vra gaan en sê jy werk soos 'n slaaf. In die Bybelse tyd was daar regtig slawe gewees, nie soos wat ons dink nie. Daar was regtig slawe gewees. En die Bybelse raad vir slawe was gewees, daar in Kolossense 3, moenie net werk om deur jou werkgewer raak gesien te word nie, en so in mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart, uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here, en nie vir mense nie, omdat julle weet, dat julle van die Here as beloning sal kry, wat hy beloof het. Ons werk eintlik vir die Here. Kinders, ons gaan eintlik skool vir die Here. Nie net omdat juffrou sê ons moet 'n ding so of so doen nie, of omdat pa of ma sê ons moet dit so doen nie, ons doen dit vir die Here. Hoe dink 'n gelowige oor die aarde? Vir baie mense is die aarde daar om gebruik te word, en by implikasie ook om misbruik te word. Maar gelowiges weet, ons is aangestel oor hierdie aarde waarop ons lewe, om dit op te pas, om dit te bewaar. In die skepping sien ons vir God raak. En as daar niks van die skepping oorbly nie, hoe gaan ons vir God raak sien? Ons as gelowiges, ons as skepsels van God, is gemaak om na die skepping om te sien, om dit te waardeer. Vroeger jare het ons in die kerk 'n lied gesing wat gesê het, hoe skoon die aarde, dit het min waarde. En die nuwe liedboek het dit aangepas, om te sê, hoe skoon die aarde, dit het groot waarde. Die aarde het groot waarde, maar is gering voor die grootheid van die Here. Die Here is nog groter as die skepping. Maar die aarde het 'n ongelooflike waarde, en ons is aangestel om daarna te kyk. 'n Gelowige weet dalk dat ons lewe op aarde is tydelik, maar terwyl ons hier op aarde is, moet ons dit oppas, en nie soos parasiete net gebruik en aanbeweeg na 'n volgende plek wat ons kan uitbuit nie. Gelowiges dink anders oor die aarde. En dan in die laaste plek, hoe dink 'n gelowige oor God? Mense wat sukkel om te glo, mense wat apaties is teenoor geloof, dink baie keer dat God is iemand wat ver is, wat dalk die aarde geskep het, en nou bly hy daar een kant, en hy kyk maar af op ons mense. Baie keer dink mense aan God as iemand wat onpersoonlik is, as iemand wat kwaai is, as iemand wat net wag, dat ons iets moet fout doen, en dan word ons gestraf daarvoor, as iemand wat ongenaakbaar is. Maar ons as gelowiges weet ons anders, ons dink anders oor God. Ons dink in nederigheid oor God, want hy's groot, en hy's misterieus, en ons verstaan hom nie altyd nie. Maar ons kan in Bybelse terme oor God dink. En in die Bybel leer ons vir God ken as ons Vader, as ons redder, as ons trooster. Maar as 'n klomp ander metafore wat ook oor God praat. Byvoorbeeld, Psalm 23, hy is ons herder, wat vir ons lei. Ons kan dink aan die Here as ons skepper, as ons onderhouer, as ons leermeester. Ons kan selfs aan die Here dink as ons moeder, soos in Psalm 131. Daar's so baie beelde wat van God gebruik word. Hy is ons vredesleier, hy is ons bemiddelaar, hy is ons koning, hy is vol liefde. 1 Johannes 3 en 4, hy's genadig, 1 Johannes 1 vers 9. Ons dink anders oor God, omdat God homself aan ons openbaar het.
broers en susters, kinders, gelowiges kan uitgeken word aan hulle optrede. Aan ons optrede moet anders wees. Mense moet in ons lewens kan sien as ons 'n appelboom is dat ons appels dra. Maar daarmee saam moet ons denke anders wees. Ons moet anders dink as ander mense. Mense moet na ons kan kyk en kan sê, maar hierdie mense dink op 'n ander manier. En hoekom dink ons anders? Romeine 12 praat daarvan dat ons het in reaksie op dit wat God vir ons gedoen het ons lewens gegee aan hom. Ons hele lewe. Ons hart, ons dade, ons gedagtes, ons lyf, ons alles het ons vir die Here gegee. En as ons toelaat dat die Here ons denke verander, dan word ons as mense nuut. En dan sê die Bybel, kan ons onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed is, wat vir hom aanneemlik is, en wat vir hom volmaak is. Dis 'n reaksie op God se liefde. Hoe dink jy oor die lewe? Hoe dink jy oor die dood? Hoe dink jy oor mense? Oor jouself? Oor geld? En oor werk? Oor die natuur? En oor God? Ag, en so baie dinge kan ons opnoem. Dink jy vanuit 'n goddelike perspektief? Of dink jy soos die wêreld? Mag God ons verander deur ons denke te vernuwe. Want dan sal ons kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed is, wat vir hom aanneemlik is, en wat vir hom volmaak is. Amen. Kom ek bid vir ons. Here, dankie dat U soos 'n pottebakker is, en dat U ons vorm, dat U ons verander, dat U aan ons vrugtebome snoei, sodat ons vrugte kan dra wat kan pas by gelowiges. Maar dankie dat U ook ons denke verander, ons gedagtes, die manier waarop ons dink, sodat ons ook soos U kan dink, met ons hele wese, en alles waarby ons betrokke is hier op aarde, dat ons nuut kan dink, dat ons anders kan dink, dat ons nie aan die wêreld gelyk sal word nie, maar deur U vernuwe is, deur U verander is. Here, help ons om ons gedagtes in te stel op alles wat mooi en goed en waar en edel en rein is. Help ons om ons gedagtes in te rig op die dinge wat daar bo is, en nie die dinge hier op die aarde nie. Help ons, Here, om goddelike denke te hê, meer en meer soos Jesus. Help ons ook, Here, as ons kinders leer, dat ons hulle sal leer dat gelowiges anders dink oor alles in die lewe. Help ons, Here, om 'n voorbeeld te stel vir mense met wie ons in aanraking kom, in woord en in gedagtes. Want ons wil met ons hele lewe aan U die eer bring, op grond van die groot ontferming wat U aan ons gewys het, op grond van die liefde en die genade, het U ons lewens verander, en ons wil ons lewens oorgee aan U, tot eer van die naam. Amen. Ons sluit af met lied 308, dis 'n lied waarin ons vir die Here sê, Here, ons gee ons hele lewe aan U, met alles wat ons is, alles wat ons het, behoort aan die Here. Ons gaan die eerste 2 verse gaan ons saam sing op die ou wysie, en dan die volgende 3 verse gaan ons op Green Bereis se wysie saam sing. Kom ons staan op en dan sluit ons af met lied 308. Amen.
Kinders moet net weer asseblief vir my hier so in die middelste blok om sit na afloop van die seën. Broers en susters, gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in sy vrede. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou op koers te hou. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne in jou om jou te inspireer. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. En die Here is bo jou om jou te seën. So seën God drie-enig ons, Vader, Seun en Heilige Gees van nou af tot in alle ewigheid. Amen.